Kyk, toe ek nog jong was, my ouma het altyd gesê, raai net vir my weer, ja, toe hoor ek dit mense. Soms hoor ek maar net, ek almal nie. Dis 19 Maart en jy luister na Klets, net hier op Afrikaans.radio. Dankie dat jy ingeskakel het, Colleen. Hoe lyk dit? Lekker Matthys, ek soldier maar aan. Tussen al die, ek weet nie, al die kots in die darms en die hare en die dinge wat ons almal maar face elke dag. Jy weet, jy staan nou maar op en jy smile op jou dal en jy gaan stukkie positiewe. So ja, het gaan goed, Matthys. Hoe lyk dit daar by jou? Hoe lyk dit daar in die hoofstad? How's things in the capital city? The capital city, it looks okay. In my bubble gaan dit okay in die capital city. Ek kan nie vir jou veel verder sê hoe lyk dit verder nie. Ek het ook was so 'n klein bietjie allergies vir nuus die afgelope ruk gewees. Net hier en daar 'n headline gevang. So ek weet eintlik nie hoe gaan dit in die capital city op die stadium nie. Maar Ek was gister daar in die capital city. O ja, jy het gesê. Ja, ek was by binnelandse sake in Menlyn. Ja. Ek was eintlik laasweek ook daar vir my afspraak. Waarvoor ek 'n maand voor gewag het en toe sê I'm sorry, system is offline. En toe sê hulle maar ek kan maar enige tyd terugkom, ek kan maar walk in. Dis like my elke week se storie nou as ek kyk op social media is almal elke nou en dan om te sê dat as jy 'n job wil hê by binnelandse sake moet jy net die hele tyd offline wees, dan kan jy die job kry. Ja, dit lyk my so. Maar ek weet sê ek het gister nie 'n kak ervaring gehad. Ek gaan nou nie sê dit was 'n briljante ervaring nie. Want ek het nou so dopgehou in hulle prosesse en sisteme en hoe hulle nou die ding ran. En so daar's nou so 'n paar desks oop. Jy gaan nou deur die hele stelsel. Jy moet nou eers, ek weet nie wat hulle presies die hele tyd doen nie, maar jy gaan deur soos 5 verskillende mense om nou te kom op die punt waar jy nou actually jou betaling maak en jou slippie kry, dat jy nou jou ID en jou paspoort kan kom optel, jy weet. En ek weet nie, die eerste tannie tik iets in, maar sy gee vir jou niks nie, en sy sê, okay, ek het klaar ingetik, sê jy moet nou daai queue join, en dan tik daai oomie nou ietsie in, maar hy gee ook vir jou niks nie, en dan moet jy nou daai queue join, en so gaan jy nou deur al die queues, maar nou by al die punte in die queues is daar nou 'n paar mense aan diens. Party punte is daar 1 mens aan diens, ander punte is daar 4 mense aan diens, maar dan sien jy, nou het ek dit dopgehou, Matthys, dan prosesseer hulle so 3, 4 maksimum, van whatever hulle nou intik. Volk weet dat hulle intik, is soos die apteker, jy weet. Jy staan nou voor die apteker en lyk dit of die apteker 'n tesis tik, met jou voorskrif. Jy sê, wat 'n volk tik jy, bro? Die apteker tik 'n kakao. Ja. Maar jy weet wat hulle tik nie, maar anyway, jy kry wens jou pille. So nou tik hierdie mense nou in. Maar nou watch ek hulle so hulle tik nou so 4 mense se goedjies in en dan is hulle nou klaar. Dan vat hulle 'n break. Dan is daai counter nou toe vir 'n ruk. Daai persoon is nou op 'n break. So ek het nou die hele stelsel nou so gewatch. So om my ID en my paspoort te kry, moet ek vir julle sê het my net 'n uur en 'n half gevat, wat ek baie verras was oor. Ek het gedink dit gaan langer wees. Maar as ek hulle stelsels nou so dop hou, Matthys, en jy sit nou so 'n bietjie van 'n business analytics brein daarin, as jy hom so net 'n halwe van wat hy nou is, kan improve, dan kan jy mense daardeur kry in 20 minute. Easy peasy. Wel, die stelsel is daar. Die stelsel is daar, maar die stelsel moet gewerk word. Iemand moet die stelsel werk. Want ek meen, die stelsel werk nie net op hulle self nie. Mense dink altyd dat as ek hierdie stelsel gaan in my besigheid insit, of ek gaan hierdie stelsel nou gebruik, dat alles gaan verander. Maar jy moet nog steeds die werkie doen. Die stelsel maak dit net vir jou makliker. Ek het nou eendag, die plek waar ek en jy was eerste daar gewees, en ek was ook daar om my bestuurslisensie te gaan oordoen, of te gaan hernie in Centurion. Ek wil net vir daai plek wat ons nie vir mense van wil vertel nie. Ja, ek het nou wel nou eendag vir 'n vriend van my van die plek vertel, en die ene het op 'n Sondagmiddag 4 uur gegaan, en sy lisensie gedoen, en was binne 20 minute uit gewees. So ja, weer eens, daar's pockets of excellence. Maar so gepraat van home affairs, apparently is daar binnekort 67,042 mense wat hulle nie meer gaan hoef te proses nie. Want dit is volgens die South African Chamber of Commerce en die FSA, die hoeveelheid mense wat aansoek gedoen het, of wat op 'n rol is, om inligting te kry om na Amerika toe te gaan onder die wetgewing wat die resettlement wetgewing wat Trump beskikbaar gestel het vir Suid-Afrika. So ek was nogal eintlik geskok oor die getal. Ek weet nog nie regtig hoe ek daaroor voel nie. Ek het dit nou eers raak gelees. Ek probeer nog dit uitbleis om te besluit hoe voel ek daaroor. Maar
Ja, maar is dit nou mense wat navraag gedoen het? Want kyk, ons nou nog nie 'n official plek wat jy nou kan aansoek doen. Ja, so die vir refugee African status. So dis nou die site wat jy kon navraag op doen. Ja, die South African Chamber of Commerce in die FSA het net toe dit bekend gemaak is, het hulle op hulle webtuiste 'n platform geskep waar mense kan sê aanmeld om te sê dat ek stel belang, ek wil inligting hê en dat hulle dan direk met daai mense kan begin kommunikeer. So dit is tot en met op datum toe die bedrag of die hoeveelheid mense wat hulle details gegee het en die details van die mense is vandag die 18de Maart is dit oorhandig aan die ambassade, die Amerikaanse ambassade in Suid-Afrika om verder na die proses verder te vat. Ek voel nie, jy vra nou hoe voel ek daaroor? Ek voel nie eintlik veel nie. Maar dalk voel ek nie eintlik veel oor enigiets op die oomblik nie, weet jy wat, maar wat ek regtig sterk oor dink is each to their own. En as dit jou gelukkig maak en as dit is wat jy sien as jou toekoms, dan wens ek jou alle voorspoed toe. Ja, each to their own. Whatever elkeen nou wil doen, moet hulle doen. Ek sê dit nog steeds aan daai mense. Jy moet een ding verstaan. Refugee status is nie om jou container te pak en te immigreer nie. Dis ietsie heeltemal anders. So jy moet dit ook baie mooi verstaan. Maar ja, Matthys, who can blame them? Who can blame them? Ons almal probeer maar ietsie doen en ietsie positief bewerkstellig elke dag, maar dit raak moeiliker. Soos jy sê, jy avoid die nuus. Ek op hierdie stadium, ek avoid die nuus totaal. Ek het genoeg ander dinge waarmee 'n mens moet deel in jou daaglikse lewe. Navigating stupidity. Dis wat ek vandag besef het is my purpose tans op aarde. I navigate stupidity from hour to hour. Jy is die poskantoor vir stupidity. Ja, fuck it, sometimes my own stupidity, maar meeste van die tyd is dit net so, ek probeer net so half matrassies gooi en buffers inbou vir ander mense se stupidity. Ag, so, kyk net vir jou wat jou scarcity skill te gebruik, né? Gelukkig kry jy betaling vir jou scarcity skill. Matthys, ek verdien daai scarcity allowance 3 keer oor elke maand. Ja. Maar nou vra ek myself ook, is dit beter in 'n ander land? Dink jy dit gaan beter wees? Dink jy mense is slimmer in 'n ander land? I'm gonna refrain to answer on that. Ek weet nie, maar ek dink daar's moontlikhede. Okay, maar ons altyd gesê dat ons is so half bietjie van die nuus af, natuurlik 'n groot nuus gebeur wat 'n mens nie kon gemis het nie. Maak nie saak of jy nie op die nuus was of jy wou nie, het dit verseker die nuus die afgelope naweek gebombardeer. Dis natuurlik die verwydering van ons ambassadeur Ibrahim Rasool in die FSA. En dit het gebeur natuurlik nou Vrydag. Ek dink dit was Vrydag, Saterdagoggend ons tyd, Vrydag Amerikaanse tyd het dit nou gebreek op X, natuurlik baie diplomaties, soos wat mense sê, wat die Trump administrasie doen. Persona non grata. Doen diplomatieke bekendstellings doen hulle op X lately. Maar wat vir my interessant ook was, is net voor dit donderdag, verlede donderdag, toe het die minister in die presidentsie gesê dat, en dit was by 'n media-konferensie in die Kaap, wat hulle toe nou gesê het gevra het oor wat is nou die situasie met Suid-Afrika, wat gaan ons doen aan die Amerika situasie, wat gaan ons maak omtrent dit. En hy het nou baie duidelik gesê dat dit is beter om te ontspan. Ons hou van ons ontspanne manier om dinge te doen en ons kalm benadering. Dit was toe nou die woorde wat hulle gesê het, en ek dink net verlede week het ons gesê van Cyril wat so ontspanne is en so wat net nie iets kan doen nie. Net nie iets wil doen nie, maar dit is duidelik nou waarvan dit daaraan kom, is ons in Suid-Afrika is baie ontspanne, ons is baie rustig, maar ons het gaan inloer by Gert Grobler, om vir ons 'n bietjie meer inligting te gee en sy opinie te gee, rakende die hele situasie met Ibrahim Rasool, en Gert is 'n ervare diplomaat met 'n loopbaan van byna 4 dekades in Suid-Afrika se buitelandse betrekkinge. Amazing. Hy het Suid-Afrika in verskeie lande teenwoordig, insluitende Duitsland, die VSA, die Verenigde Koninkryke, Spanje, Japan, Madagaskar en Angola. Hy was ook Suid-Afrika se ambassadeur in Spanje, Japan en Madagaskar en het seniorposte in die Departement van Internasionale Betrekkinge en Samewerking, soos ons dit ken, DIRCO, beklee. In 2016 het hy afgetree
en sy betrokkenheid by diplomatieke kringe en akademiese werk voortgesit. Hy het lesings oor Suid-Afrika se buitelandse beleid en China-Afrika betrekkinge aangebied by Universiteit in China, en overal net 'n ongelooflik interessante man. So ons het met hom gepraat, met Gert gepraat om vir ons lig te skep oor die drama tussen Suid-Afrika en die FSA met ons. Hy het 'n bietjie diplomatiek gebring. So kom ons hoor wat sê Gert. Gert, ons val met die deur in die huis. Dit is 'n redelike vreemde situasie wat die afgelope ruk in Suid-Afrika afspeel met die geopolitiese spanning, kan mens dit seker nou maar noem, tussen Suid-Afrika en die FSA. En dan die afgelope naweek wat die diplomaat in die FSA, meneer Rasool, as persona non grata verklaar is. Maar ek dink voordat ons daaroor praat, kom ons begin dalk net eers met jou 40 jaar se ervaring. Wat is 'n diplomaat? Wat beteken dit om 'n diplomaat te wees? Jy weet, daar's die Engelse het gesegde wat we sê, a diplomat is a person sent abroad to lie for his country. Nou, dit is, moet ek sê, nie waar nie. Want een van die belangrikste soort van voordele of die belangrikste aspekte daarvan om 'n diplomaat te wees, jy moet geloofwaardigheid hê. Maar jy weet, jy's eintlik 'n boodskapper. Jy bring 'n boodskap van jou president en die regering na daai landse president of eerste minister se regering. Jy gee vir hulle boodskap. En as jy nie geloofwaardigheid het nie, dan kan jy maar net sowel jou goed oppak en by. So, daarom sê ek dat daai ding van you're a diplomat is someone sent abroad to lie for his country. Dit is hoegenaamd nie waar nie. Maar die diplomaat, dit is iemand wat jy moet kan kommunikeer. Ek praat nou van geloofwaardigheid. Maar een van die belangrikste goed wat 'n diplomaat moet doen om op 'n geloofwaardige wyse te kommunikeer. Dis seker my sin is die belangrikste element van diplomaat wees, want die boodskap wat jy oordra, moet nie net reg wees nie, daar's nie plek vir 'n gelieg nie, en dit moet geloofwaardig wees. En deur dit te doen, bou jy die verhoudinge tussen twee lande. Ek het 'n hele paar geleenthede gehad om dit te doen, en ek moet sê, diplomatie op die oomblik is 'n bietjie deur mekaar, maar ek sal terugkom daarna toe, veral onder Trump. Ons weet nie heeltemal wat om te verwag nie, maar ek sal volstaan by wat ek nou net gesê het. So hoeveel gebeur dan eintlik agter geslote deure wat ons as die publiek dan nie van weet nie? Want ons sien so half, dis iemand wat daar sit in 'n moerse nice huis, hulle kry 'n groot salaris en hulle is nou maar net daar. Hulle verteenwoordig ons daar. So hoeveel gebeur agter geslote deure en hoeveel mag het 'n diplomaat in die land wat hy na toe gestuur word om sekere besluite te neem, beleide af te druk, of wat kan hy doen, wat kan hy nie doen nie? Weet, 'n diplomaat of 'n ambassadeur meer spesifiek is die verteenwoordiger, ons kan amper sê die persoonlike verteenwoordiger van die president of die leier van die regering, die eerste minister ensovoorts. So, jy kry 'n boodskap wat gewoonlik deur ons departement van internasionale betrekking na jou te kom. Die ou tyd was dit op vorige tyd was dit departement van buitelandse sake. Jy kry instruksies van hoofkantoor van Pretoria om met die regering waar jy gekrediteer is in 'n gesprek te tree. Maar ek moet net byvoeg dat 'n ambassadeur en 'n diplomaat het ook die rol, 'n baie belangrike rol, om vir sy regering op hoogte te hou van wat in
sy land van akkreditasie gebeur. Dit is 'n ontsettende belangrike rol, want streng gesproke moet die besluite wat geneem word hier deur die regering in jou tuisland moet gebaseer wees op die ambassade of die ambassadeur se aanbeveling, hy skets wat in die land aangaan polities, ekonomies en sosiaal. So, alhoewel hy uiteindelik instruksies uitvoer, is dit tot 'n groot mate gebaseer op wat die ambassadeur terugvoer gee, oor die terugvoer wat hy gee aan sy regering en aan sy hoofkantoor in sy hoofstad. Gert, ek kan net bespreek. Ekskuus, nee, maak toe, ekskuus. Nee, ek wil net sê, baie mense sê, jy het mag en jy kan goed verander en jy kan nie eintlik nie. Jy werk as die verteenwoordiger van die president. Gert, jy was al betrokke in baie lande. Ek het 'n bietjie gaan lees, dit klink soos 'n illustrious carrière en ek moes dalk beter besluite geneem het as 'n jonger meisie en eerder 'n loopbaan in die diplomatiek gevolg het. Ek meen, jy was in Duitsland, in die VS, in die Verenigde Koninkryke, Spanje, Japan. Ek meen, van hierdie kulture, hulle praat ons taal en dan van hulle raak meer 'n bietjie vreemd as mens kyk na lande soos Spanje en dan veral Japan en Madagaskar ook. Wat was vir jou van die mees onverwagste vaardighede? Jy het nou genoem, jy moet kan kommunikeer, jy moet geloofwaardig wees. Maar om dit te kan wees en om hierdie kommunikasiekanaal tussen die land waar jy akkreditasie het en jou tuisland te wees, moet seker 'n paar baie interessante vaardighede verg. Wat was die mees onverwagste of vaardighede eerder, wat jou goed te staan gekom het in hierdie bou van geloofwaardigheid en oop en gereelde kommunikasie? Weet, as mens sou oorgeplaas word na 'n spesifieke land toe, later raak mens nou meer gesout in die proses as jy in 'n hele paar lande was. Maar aanvanklik in die kans in sy loopbaan is daar 'n mate van kultuurskok. Jy weet, jy kom in 'n land en alles is anders. Jy weet, en die taal is anders en so voort. So dis 'n groot aanpassing. En ons het baie gesê met kultuurskok, as jy aanvanklik daar kom, dan is dit soos 'n vakansie. Alles is hunky-dory en jy weet, almal geniet dit. Maar in 'n familie dan, so na 'n paar maande, dan kom daar so 'n periode wat jy begin terugverlang na jou familie en jou land se gewoontes en jou land se natuur skoon, wat ook al. En dan gaan jy deur 'n bietjie van 'n moeilike periode. En dan die derde fase is, as jy nou deur daai tweede fase is, dan begin jy aan te pas by die land waar jy woon, die gewoontes, die mense, die kultuur, en natuurlik die taal. Die taal is ontsettend belangrik en jy kan nie ordentlik, jy kan nie diplomatie ordentlik voer of bedryf as jy nie die moeite doen om die taal van die land waar jy geakkrediteer is praat. Nou, baie keer is dit makliker as ander keer. Ek praat 'n paar tale wat ek geleer het. Het is moeiliker gewees in Japan. Maar ek dink Spanje is 'n bietjie makliker as Japan, nee, aansienlik. Ek sê daar nie, maar jy moet die taal leer. Ek was in Madagaskar ook, daar moes jy Frans praat. So jy doen moeite om die taal te leer. En taal is 'n belangrike element om jou voete te vind in 'n land. En dis deel ook van die eerste fase wat ek sê, jy kom daar, alles is vreemd, hulle praat 'n taal wat jy nie verstaan nie, jy kan nie ordentlik winkel toe gaan nie en so aan. Maar dis 'n aanpassing. Maar hoe gou weer jy daar deurgaan, en ek sê, na gelang jy in jou loopbaan vorder, raak jy nou wys en jy pas aan en jy vind jou voete gou en jy gaan aan met jou werk. Is baie interessant. Is daar oomblikke in jou loopbaan wat jy dalk met ons kan deel, Gert, waar
diplomatiek en verhoudings met mense in jou rol daar groot wendings in die geskiedenis veroorsaak het of in 'n omstandigheid veroorsaak het wat ons dalk nie eens van bewus is nie. Ja. Jy weet, ek moet sê ek het vir die vorige regering gewerk en 20 jaar vir die nuwe regering of 18 jaar. En die tyd toe kom ons onder apartheid was nie altyd maklik nie. Jy weet, jy moes jy was heeltyd soort van op die verdediging. Jy het jou saak gestel, jy het dialoog gevoer, jy het mense vertel wat in die land aangaan, en jy het ten spyte van miskien die afkeer van hulle regering oor wat hier in Suid-Afrika aangaan, het jy aangegaan om dialoog en persoonlike kontakte, jy weet, en jy het kultuur goed gedoen, en jy het sake, vergaderings en konferensies gereël. So jy het aangegaan met jou werk. En ek moet sê, natuurlik na 1994, veral toe Nelson Mandela nou die president geword het, was die taak, ek moet sê, aansienlik makliker, want jy weet, Suid-Afrika was toe hierdie, en Mandela was hierdie held van die internasionale arena, en toe was dit makliker. So ek sê, dit was anders, en jy het, en ek dink ons werk het makliker geword toe. Jy weet, baie mense ek was in Londen gewees met die verkiesings in 94, en net na die verkiesings natuurlik, het hulle ons genooi, hele Londen, hele Britannië, ek was vernoot Suid-Oos-Wes, om waar Suid-Afrika is nou terug verwelkom in die internasionale gemeenskap. So, dit was 'n interessante oorgang, interessante fase, het groot impak op ons werk gehad. Ek dink daar seker parallelle wat ek nou al gehoor het, wat mense getrek het om te sê dat dit was moeilik, soos wat jy het regtelik gesê, onder die apartheid, dat jy baie goed moet defend en verdedig. En nou wonder ek, is dit nie wat bietjie dalk nou ook so, met die situasie in Amerika, waar goeders weer verdedig moet word, verduidelik moet word, weer oor verduidelik moet word. So terwyl ons dalk daar is, kom ons praat oor die Tamaletjie, met die dat meneer Ebrahim Rasool as persona non grata verklaar is deur Amerika. Wat beteken dit in diplomatieke terme? Jy weet, as mens kyk na artikel 9 van die Weense konvensie oor diplomatieke betrekking. In artikel 9 sê, elke land, of as jy weet, diplomate ontvang, is die reg van daai land, indien die ambassadeur of die diplomaat in daai land iets doen wat nie hulle goedkeuring wegdra nie. Nou, dit gebeur nie elke dag nie. Jy weet, dit moet iets redelik ernstig wees. Want om iemand persona non grata, dit is direk vertaal, 'n onwelkom persoon. Hy is nie welkom in daai land. Is dit seker die sterkste sensuur wat jy het in verhoudinge, diplomatieke verhoudinge tussen twee lande. So, dis 'n groot slag, jy weet, en jy natuurlik, hele wêreld neem kennis daarvan, en so, dis 'n groot slag vir bilaterale verhoudinge tussen twee lande, is terugslag. En ons verhoudinge nou met Amerika het heel waarskynlik gedaal tot op die allerlaagste vlak. En ek weet nie hoeveel dit kan is. Ek dink nie, het was ooit al so laag. So, persona non grata, om iemand te verklaar as persona non grata of ambassadeur, is 'n ernstige saak. En is iets wat Suid-Afrika sal moet, wat ons sal baie mooi na kyk, en baie mooi ontlet, hoekom het dit gebeur, waarom, en dan vorentoe beweeg. En in 'n geval met Amerika gaan dit 'n moeilike taak wees. Ons sal so van onderaf moet begin om dialoog en konstruktiewe gesprek voering op te bou tot ons uiteindelik in 'n posisie
kan kom waar ons kan sê ons het die skade herstel of ons het so die Engelsman sê we reset our relations. Maar dis werklik 'n tamaletjie. Gert, dink jy dit was 'n regverdige besluit van Marco Rubio gebaseer op wat Ibrahim Rasool gesê het? Ek paraphrase obviously, maar die essensie daarvan was dat Donald Trump 'n white supremacist is. Ek ben jou ervaring in die diplomatiek. Dit wat, ek meen jy hoef niks jouself uit te spreek oor Ibrahim Rasool persoonlik nie, maar dit wat hy gedoen het, dit wat van hom verwag word as 'n diplomaat, sou jy sê dat dit is wat 'n diplomaat moet dit tog nie doen nie. Jy is daar om verhoudings te bou en 'n goeie verteenwoordiger te wees van jou land in daai guest land van jou. En ek dink ook wat dit interessant is dat meneer Rasool was tussen 2010 en 2015 ook diplomaat in Amerika gewees. So dit is nie heeltemal niks vir hom die landskap van Amerika nie. Die Trump-administrasie dalk, maar die landskap van Amerika is seker maar nog dieselfde. Die webinar waar tydens hy hierdie kontroversiële opmerkings gemaak het wat gelei het tot sy uitsetting. As mens die hele toespraak lees, die hele gesprek wat Rasool en ek het hy in daai gesprek van hom gesê dat Suid-Afrika beskou Amerika is 'n ontsettende belangrike land. Dis 'n strategiese beduidende land vir ons uit 'n politieke, ekonomiese, geopolitiese, jy weet, hoek. Maar dit is interessant dat hy tydens die vrae en antwoord sessie het hy daai uitdrukking van nie white supremacy nie, uit supremacy gepraat. Maar jy weet, het is onmiddellik deur die Amerikaners gesien is white supremacy of jy weet, maar dis nie gesê deur Rasool nie. Maar hulle het goed geweet wat hy eintlik geïnsinueer het. En met die agtergrond van alles wat gebeur het nou oor die laaste paar weke en verlede jaar al met Suid-Afrika se beleid van onverbonde buitelandse beleid. Wat eintlik beteken dit is ons wil nie net goeie verhoudinge met die Weste hê nie, maar ons wil ook met die ontwikkelende wêreld, jy praat China, jy praat van India en ander lande. Ons wil ook met hulle handel dryf en ons wil ook met goeie betrekking met hulle hê. Maar ek dink daai woorde van hom van 'n supremacist of supremacy het natuurlik onmiddellik by hulle klokkie gelei dat dit daarop dui dat dit kom neer op white supremacy en dit het groot golwe veroorsaak in Washington en tot gevolg gehad dat hulle seker Trump het seker gepraat met Rubio en dit gelei tot sy verklaring van hom tot persona non grata. Maar dis mens moet, as jy praat, as mens jou boodskap oordreef wat ek vroeër gesê het, as 'n diplomaat, as ambassadeur jou boodskap oordra aan jou land waar jy gekrediteer is, moet mens altyd versigtig wees, dat jy nie op die tone trap van, en 'n diplomaat doen dit, jy moet dit nie doen, jy kan nie op die tone trap, ek praat nie nou daarvan as daar, jy weet, oorlog uitbreek, jy weet, in so 'n erge geval nie, maar 'n diplomaat moet altyd, baie versigtig wees wat hy of sy oordra aan 'n regering, dat jy nie aanstoot gee nie. In hierdie geval het hulle gesê, in die brief wat hulle vir ons gegee het, dat hy het aanstoot gegee.
Die regering het natuurlik gesê dis betreurenswaardig dat hy uitgegooi is. Ons jammer daaroor, maar aan die ander kant, Suid-Afrika wil sterk bande met Amerika hê en ons gaan voortaan daaraan werk. En ek dink dit gaan nou die nommer 1 prioriteit moet wees van die regering, van die departement van internasionale betrekkinge, om 'n sinvolle gesprek aan die gang te kry. Volgens wat ek gehoor het, was Rasool besig gewees om so 'n gesprek te probeer reël en het vordering gemaak. Maar die hele ding is natuurlik nou daarmee heen, en ons moet eintlik, soos ek kan sê, miskien van vooraf begin om die brug te bou en die goed wat kwyt geraak is en die skade wat gedoen is reg te sien. As ons dalk net vinnig dan teruggaan na wat jy vroeër gesê het en dit so duidelik gemaak het vir ons om te sê dat die diplomaat of die ambassadeur is die spreekbuis of die verteenwoordiger van die regering en ons president. En as ons dan kyk na die narratief wat tans in Suid-Afrika gespreek word, die narratief wat dan op 'n groter diplomatieke vlak gespreek word, dan kan ons dalk 'n aanname maak om te sê dat Ibrahim Rasool het maar eintlik net gesê wat die Suid-Afrikaanse regering sê, of kan ons nie so aanname maak nie? Ja, dis 'n moeilike vraag. Daar was baie kritiek gewees in Suid-Afrika uit verskeie oorde oor Rasool se aanvanklike aanstelling. Ek praat nou van daai tyd en ook nou, veral nou. Gegeewe van die uitsprake wat hy in die verlede gemaak het, onder andere oor Amerika. Jy weet, dit gaan oor Israel en Palestina, en dit gaan oor Iran ensovoorts. Maar ek moet net daarby sê dat daar's geen land, in al die lande waar ek was, is daar geen land waar ons oor alles saamgestem het. Dit bestaan nie. En daarom is dit so belangrik om voortdurend, nie net met die president van of die regeringsleier van daai land nie, maar ook met die parlement of die kongres in gesprek te tree, met die media in gesprek te tree, om vir hulle te verduidelik wat is Suid-Afrika se posisie en wat is Suid-Afrika se siening. So ek vroeër gesê, Suid-Afrika het is nou maar eenmal 'n feit en ek sien nie dat dit nie nabye toekoms gaan verander nie. Suid-Afrika het 'n beleid van onverbondenheid. So ons speel met die Weste, maar ook met die, jy weet, met die ontwikkelende wêreld, met lande soos China en so aan, wil ons goeie betrekkinge bou. As mens kyk na die antwoord van die reaksie van die regering, is dit, ek sou amper sê, is 'n versigtige reaksie. Jy weet dat hulle nie oorboord gaan met ons reaksie nie. Ek het dit nou al gesê, dat vir Suid-Afrika om nou, 'n soort van, se Engelsman sê, tit for tat, om nou van hulle mense hier te wil uitskop, dit sal so onwys wees. Ons moet nou fokus op die bou van konstruktiewe verhoudinge en 'n dialoog tussen ons twee lande. Ek dink ons net soveel klein elemente binne Suid-Afrika wat veroorsaak dat ons almal nie saam staan en uit dieselfde mond uitpraat en dieselfde doel het vir ons verhouding met lande soos Amerika nie. Jy weet, mense kry nou, jy sien nou mense wat oorgaan Amerika toe en ons wil nou met hulle gaan praat, die Afrikaners wil nou met hulle gaan praat het en Cyril sê, okay, kom ons wees nou net rustig. Ons moet net maar sy woorde wat sê Matthys kom en ja, maar dan kry mens ander goeie soos uitsprake oor die hele tyd, hulle veg nog steeds in Johannesburg oor die hernaming van Sandton Drive. Ek dink dit is ook 'n probleem, ons kan net nie saamkom en die groter doel voor oë kry en sê, ouens, kom ons praat net uit een mond uit hier en ons doen hierdie vir die Wesel van ons land. Nee, die ideaal, soos ek sê, sal wees nou vir die regering, vir president Ramaphosa, om wat die toekomstige dialoog met Amerika betref,
en ook wat die aanstelling van ons nuwe ambassadeur daar dat dit sal ideaal wees dat daar gesprekvoering met die regering van nasionale eenheid van al die ander partye moet wees. Die ANC, jy weet, is soort van hulle, of hulle nou sê, ons bedryf die buitelandse beleid van hierdie land. Dit sal ideaal wees nou, as ons kan sê, en jy sit die regering van nasionale eenheid by, jy weet, hulle vergader, en hulle besluit oor 'n breë, omvattende strategie to reset our relations with the US. En ook oor die aanstelling van 'n nuwe ambassadeur. Dit gaan 'n sleutelkwessie wees. Hulle het ook nog nie 'n ambassadeur hier aangestel nie. Ons wag al van spanning oor wie hulle hier gaan stel as veel ouens wat sê hulle gaan dit wees, maar ek is te seker nie. Daar's Joe Pollock wat die hele tyd in die media is en so aan, en hy het ook hierdie storie gebreek in sy Breitbart media oor die uitlatings van Rasool. Maar mense kan maar net hoop dat daar 'n breër gesprekvoering gaan wees. Veral om met 'n land soos Amerika. Dis vir ons van deurslaggewende belang. Nie net ekonomies nie, dis geopolities is dit vir ons ontsettend belangrik. Ek verneem dat die president het al begin, hy in departement van internasionale betrekkinge om te kyk na name van 'n moontlike nuwe ambassadeur daar. En ek dink die idee is om liewer so gou as moontlik iemand daar aan te stel, gegee die stormagtige situasie wat ons tans beleef. En ek dink dit kan seker 'n moeilike situasie wees, want hulle gaan moet iemand aanstel, en ek weet nie of dit so werk nie, wat dalk bietjie meer belyn is met die Amerika ideologie. Ja. Alhoewel ons nog steeds die Suid-Afrikaanse posisie moet bestuur, maar word dit so gedoen dat 'n ambassadeur gekies word spesifiek as gevolg van of ter wille van om na daai land toe te gaan? Of word hulle uit 'n hoed uitgetrek, of besluit ons hou van hierdie ou, hy kry Amerika, ons hou nie van daai ou nie, hy kry whatever, Timbuktu. Jy weet, ek is 'n loopbaandiplomaat gewees en ek was altyd baie skepties oor politieke aanstellings. Maar ek moet sê, dis ongelukkig so dat oor die afgelope paar jaar, nie net onder Ramaphosa nie, het die aantal politieke aanstellings het aansienlik toegeneem. En dan die loopbaandiplomate, baie het al vir my gesê, weet, hulle wil ook eendag 'n hoof van missie wees. Maar dit oor die laaste paar jaar nie gebeur nie. So jy's reg dat mense moet kyk na elke individuele land, soos Amerika. Jy moet gaan kyk. Daar's nou 'n nuwe bedeling in Amerika. Trump het sy eie benadering tot buitelandse beleid. Ek noem dit altyd Twitter, ek noem dit nou Twitter diplomacy. Want nie in een van die gevalle oor die laaste 3-4 weke waar hulle nou aksies teen Suid-Afrika geneem het, nie in een van daai gevalle nie, onder andere ook die Rasool episode, het ons mense in Washington DC en geslote Rasool op sosiale media of op X gelees. Nou, dis nie manier of die aangewese manier om diplomatieke trekking te bedryf nie. Mens kyk na die Weense konvensie, daar wat streng gesproke moes gebeur, kom sê in hierdie so 'n geval. Daar so 'n uitdrukking, diplomatieke uitdrukking, demarche. Hulle moes toe hulle nou besluit het, hulle gaan hom onttrek. Moes hulle vir Rasool ingeroep en vir hom gesê het, meneer die ambassadeur, ons is nie gelukkig met jou nie, jy moet waai. Maar dit het nie gebeur nie. Toe Rasool was buitekant Washington toe hierdie ding gebeur het,
En hy het teruggehaas, want toe by die departement van buitelandse sake met hom praat, maar hy het nie geweet waaroor dit gaan nie. En toe hy nou aankom in Washington, toe kry hulle hierdie boodskap dat hy is persona non grata verklaar. So dis is 'n hele nuwe benadering, en wat jy gesê het is baie reg, is dat Rasool kom nou terug, hy is so seker in hierdie week terug wees in die parlement. Vrydag moet hy uitwees. Die regering sal sien dat hy terug is, dat hy terugkom, hy weer hier in veilig in Suid-Afrika is. En een van die eerste goed gaan wees om waar hy gaan sit en die regering gaan, so Engels woord sê, brief, om hulle ten volle in te lig oor wat hy dink die agtergrond was vir hierdie uitsetting. En ook vir hulle te sê, ek dink ons behoort, hier is my voorstelle oor die pad vorentoe. En dit gaan 'n baie belangrike gesprek wees, en dit gaan ook 'n groot impak hê op wie hulle gaan aanstel. Maar ek dink daar is 'n gevoel dat onder President Zuma en President Ramaphosa is daar hopeloos te veel politieke aanstellings gewees. Ons moet meer daarop fokus om loopbaandiplomate aan te stel wat hou by korrekte protokolle en diplomatie en so voort. Kom maar weer terug op Meriete, nee Gert? Ja. Ons stel weer mense aan op Meriete. Wel, dit gaan die beste wees vir ons almal. Absoluut. Daar is nou baie spekulasie oor wie die ambassadeur gaan wees, nie name noem nie. Maar hulle kyk nou reeds daarna, en ek dink dit sal nie gefinaliseer word tot tyd en wyl Rasool terug is. The times they have changed, so we need to change. Daar's 'n hele nuwe bedeling. En dit is nie net Suid-Afrika nie. Ek praat baie met ambassadeurs hier van Europa en van Asië. Hulle is almal bekommerd. En dit is nie net Suid-Afrika wat deurloop nie. Ek moet sê, ons het nou hierdie ding van Rasool gehad, maar die Trump en Rubio en Musk, hulle het verskeie lande al, jy weet, uitgevaar teen hulle, en so almal weet eintlik daar's 'n onsekerheid oor die, kom ons maar sê, die onvoorspelbaarheid van Trump wat buitelandse sake aantrek. Maar dit is 'n hele nuwe bedeling, en ons sal nou hier moet sit en luister wat sê Rasool, maar ons sal moet besluit, ons is noodgedwonge, sal ons 'n nuwe strategie vir Amerika moet ontwikkel. En ek dink dit gaan beyond, jy het nou ander ding ook graag gesê van, jy weet, hierdie goeders wat gekommunikeer word op sosiale media, jy weet, dis die veranderings in die bedelings wat vir ons baie onsekerheid veroorsaak, maar ons moet begin aanpasbaar wees. En ek meen, kom ons wees maar eerlik mekaar, die politikuste is die minste aanpasbare mense wat ek al in my lewe ontmoet het. Jy uitgesluit natuurlik, Gert, diplomate uitgesluit. Career diplomats excluded from my comment. Maar hulle gaan moet aanpas, nie net in hoe regerings verander nie, maar ook in hoe business as usual is not business as usual anymore. Ons kommunikeer nou op sosiale media. Baie van ons vertrou nie meer tradisionele media nie. So daar moet ook 'n mindshift begin gebeur. Mense wil nou weet wat aangaan, eerlik, en hulle wil vinnig weet wat aangaan. Ja, jy's reg. Jy weet, dis 'n nuwe vorm van diplomatie. En soos ek vroeër gesê het, dit pas nie altyd aan of val nie, dit gaan nie akkoord met die Vienna Convention on Diplomatic Relations. Jy weet, dit is nog, ek weet die ding is 30, 40, 50 jaar terug geskryf. Maar die wêreld het verander, en veral nou in Amerika onder Trump. Ons sal moet aanpas by sy diplomatie. En ek het vroeër dit 'n Twitter diplomatie genoem, dis nou oor eenvoudig. Maar en veral wat ek sê, wat ons sal moet sit in 'n breë omvattende strategie moet bespreek en implementeer. Maar ons moet die mense hê om dit te doen. En ek kom terug by Meriete. Jy moet iemand hê wat in Amerika
gaan aanvaarbaar wees en wat versigtig gaan wees, wat ek ook vroeër gesê het, sy woorde gaan tel. Wat alle diplomate moet doen. Jy kan nie net van die heup af skiet nie. Ek dink dis wat Trump basies doen, hy skiet van die heup af. Maar ons sal moet aanpas by hierdie nuwe orde. No, he's the biggest muscle in the world, so I guess he can shoot from the rest van ons met aanpas. Wel, Colleen, Ekskuus Matthys, ek het jou nie geval. Dis duidelik dat ek en jy nie diplomate sal kan wees nie. Ek sal my woorde tel, Matthys, dubbel en dwars as jy vir my beautiful apartment in Parys kry. Ek sal my woorde filter 3 keer 'n dag. Gert, wat dink jy is die diplomatieke prys wat Suid-Afrika gaan betaal as gevolg van hierdie insident die afgelope naweek? Veral ook in die lig van die hele wêreld se oë is op Suid-Afrika omdat ons die G20 presidentsie het en dit is tans aan die gang. Wat is die prys wat ons kan betaal? Nee, dis 'n baie geldige punt daai. Jy weet, die Suid-Afrika is die voorsitter van die G20 hierdie jaar. En ons moet in November hierdie jaar met Ramaphosa die oorhandig die leierskap, die voorsitterskap wat ek al aan Trump oorhandig. So, en dis vir ons as Suid-Afrika baie belangrik dat die G20, ons voorsitterskap van die G20 suksesvol is en dat dit daar vordering gemaak word. Maar hierdie ding het nou nie net dit nie, maar al die ander aksies wat Trump reeds teen Suid-Afrika geneem het, beduiwel nou die hele proses. En niemand weet op hierdie stadium, gaan Trump die einde van die jaar hier wees in Suid-Afrika, maar hy moet hier wees om die voorsitterskap oor te neem maar daar's mense soos Putin, daar's mense soos, jy weet, die Iranese, hulle moet almal kom vir hierdie ding. Dis soos ek, dis nog lank voor ons daar kom en dan nog baie water in die see loop. Maar dis een ding wat is 'n negatiewe ding, of wat negatiewe implikasies vir Suid-Afrika en vir ons beeld kan hê. Die tweede ding is natuurlik ons handel. En jy weet, daar's die hele kwessie van AGOA. En die AGOA-proses of ooreenkoms word in September hierdie jaar sien. En die groot vraag is, gaan Suid-Afrika weer 'n lid van AGOA wees? En dit is vir ons, dis nog 'n groot prys. As hulle ons daar uitskop, en ons voer ontsettend baie, ons voer motors uit, ons voer landbou uit, ons voer minerale uit aan die Amerikaners. Ons gesamentlike handel met Amerika jaarliks in 2024 was $22 miljard. Dis groot. En dit was in ons guns, weet die handelsbalans is in ons guns. So, ons gaan 'n groot prys betaal as dinge van nou af verder skeefloop. En daarom is dit so belangrik dat ons ons moet met 'n groter mate van takt en diplomatieke finesse probeer om ons verhoudinge te herstel met die VS. Ja, maar dit lyk so half asof ons die hand gebyt het wat ons voer. Dis ons grootste handelsvernoot. En kom ons kyk wat gebeur. Ek dink dit gaan interessant raak. So dink jy ons kan dit red? Ja, ek dink, jy weet, Amerika, ons is ook vir Amerika belangrik. Nie net in 'n bilaterale handelsverhouding nie, ons minerale, ons ensovoorts, maar ook geopolities, Suid-Afrika se rol in Afrika. Jy weet, die Amerikaners het probeer onder Biden, nie eintlik geslaag nie, om hulle verhoudinge met Afrika te verbeter. So, hulle sal graag vir Suid-Afrika wil, kom sê as 'n vernoot hê, om hulle verhoudinge met Afrika, dis iets wat nou nie onmiddellik nou gaan gebeur nie, maar hulle wil nader aan Afrika beweeg, en met Suid-Afrika se rol in Afrika, daar's ook probleme, daar's verskille, maar Suid-Afrika bly nog 'n belangrike rolspeler, nie net in Suidelike Afrika nie, maar in 'n Afrika-Unie konteks. So,
Dus ons gaan maar moet kyk hoe die ding ontvou, maar daar is pryse wat Suid-Afrika gaan betaal. In hierdie proses natuurlik gaan die aanstelling van die nuwe ambassadeur gaan 'n sleutelrol speel. Jy weet, as ons 'n ambassadeur daar aanstel, is dit die Amerikaners se reg, jy weet, ons moet vra vir 'n agreement, jy weet, ons moet vra vir toestemming om die ambassadeur te stuur Washington. So, hulle gaan mooi kyk na die agtergrond en na uitlatings van wie ook al hulle op besluit. So, dit kan 'n volgende groot probleem wees as ons iemand daar, ons wil 'n naam gee van iemand wat nou die ambassadeur moet word en hulle gaan doen navorsing en hulle kyk 'n bietjie en hulle kom terug na ons en sê ons gaan nie vir hom 'n agreement verleen of toestemming verleen as ambassadeur. Nou wat nou met Rasool gebeur het, hopelik hierdie regering sy les geleer en hopelik ook is daar 'n betrokkenheid van die regering van nasionale eenheid, dat hulle ook betrokke raak by hierdie ding, want dis nie net die ANC nie, dis die hele land sal geraak word deur die verdere agteruitgang van ons verhouding met Amerika. En ek dink dis nog 'n ding wat die ANC moet leer dalk, is dat hulle is nie meer net die berende party nie, hulle is deel van 'n regering van nasionale eenheid. 'n Laaste stoute vraag van my kant af, want ons tyd hardloop uit. Hoeveel van hierdie dink jy moet ons voor AfriForum en Solidariteit se deur gooi? Hierdie gebeure van die afgelope ruk. Ek dink nie, dit het aanleiding gegee tot wat Trump oor Suid-Afrika gesê het, die aksies wat hy geneem het nie. Daar is baie goed wat hulle na gekyk het en inligting wat hulle gekry het van die Amerikaanse ambassade hier. Dit is so, as mens kyk dat, ek vat nou byvoorbeeld die kwessie van, was het Laila Kaleb, wat hulle nou die straat. Dis in die straat waar die Amerikaanse konsulaat-generaal gevestig is. En of dit nou nodig was, en ek kom net gou 'n punt maak hier oor die kwessie van Suid-Afrika se beleid van onverbondenheid. Daar's baie lande wat 'n beleid van onverbondenheid, en ek vat hier 'n goeie voorbeeld, is die Indiërs. India, Modi kan môre op die vliegtuig klim, en hy sal instap in die Withuis. Hulle het net dan geslaag om hulle onverbonde rol met diplomatieke finesse en met tact te verkoop. Maar Suid-Afrika, ons het foute gemaak. Daar's byvoorbeeld verlede jaar het ons die Russe hiernatoe gekom, daar's die hele ding oor Lady R en so aan. Al daai goed het daartoe gelei. En natuurlik die ander punt is natuurlik oor die Israeli in Iran kwessie. Dit het ook alles daartoe bygedra dat die Amerikaners hierdie benadering hier in Suid-Afrika volg. Ek hoop ons kan omkeer, maar ons sal dit krities moet ontleed. Wat gebeur het oor die laaste, nie net Rasool nie, maar verder terug. Dit was nou die diplomatieke Gert. Baie diplomaties. Ja. Ja, wat in die lastige karriere, Matthys. Rarig, hè? Dit moet eintlik heerlik wees. Ja, ek weet dit is nie vir almal nie, maar die gypsy in my het soos erg regret dat ek nie die regte loopbaan gekies het nie. Ek was eintlik soos, ek weet nie wat swart mense met diplomaat word, dis seker maar BA politieke wetenskappe of iets en dan kom jy nou maar ergens daarin, maar imagine jy kan in soveel lande in jou lewe funksioneer, leef, leer, experience inneem. Dit is my ultimate. 'n Vriendin van my se man was ook 'n diplomaat gewees. Hy's 'n paar jaar terug oorlede en sy bly nou in Stilbaai. En dit is altyd amazing as ek hang aan haar lippe as hy die stories vertel van oralste waar hulle gebly het in Frankryk en in New York gewees en wat alles hoe dit net hoe mense lewe daar lyk en hoe jou lewe aanpas en haar kinders byvoorbeeld is hoofsaaklik groot gemaak oor see. En hulle bly ook vandag almal oor see. Maar ek dink jy's reg, it
It takes a certain person wat dit sal kan doen. Maar 'n interessante gesprek en interessante inligting wat Gert met ons gedeel het oor wat gebeur eintlik agter die skerms in hierdie. En ek meen soos wat hy gesê het, is dat 'n baie gestruktureerde en strategiese aanslag is nou nodig. En wat net vir my so interessant was ook, ek meen ons is so gewoond aan Cyril wat altyd geskok is, shocked and horrified. Die keer is hy daarin teleurgesteld. So hy was nie geskok nie, hy was teleurgesteld geweest. So ek dink So Cyril has unlocked a whole new emotion. Exactly. Disappointment. Welcome to the club, Cyril. So jy 'n clubkaart. We've been disappointed for 30 years. So ek dink dat hierdie is seker nou die laaste druk wat die regering dalk moontlik nodig gehad het om te verstaan dat die belangrikheid of dat dit belangrik is vir ons as 'n land om 'n verhouding met Amerika te hê, en hopelik sien hulle nou die belangrikheid daarin om 'n daadwerklike poging aan te wend om die verhouding met Amerika te stabiliseer. Ek weet nie of dit eintlik in my opinie moontlik is nie. Ek dink te veel water is die afgelope 2 maande onder die brug, maar om at least dit te stabiliseer. Ek dink dit sal my hoop wees. En hopelik doen hulle iets daaromtrent. Ja, Matthys, ek dink die saadjie van daai kom uit die intensie uit dat jy die beste wil hê vir jou totale bevolking. En wil hê hulle moet goed voorgaan. Ons weet ons ANC leiers het nie daai saadjie in hulle nie. Hulle het dit nie. Hulle kan dit nie insien nie. Dit is net nie vir hulle moontlik nie. Ons het nou al geleer, dit is nie vir hulle moontlik nie. Hulle kan dit nie insien nie. Dis soos iets wat hulle geskape is sonder. So sonder daai hele visie van ek doen iets want dit is tot die welstand van my groter bevolking, het hulle net nie in hulle nie. Cyril het ons oor die naweek ook gesê dat hy is die eerste persoon wat sal erken as daar foute gemaak is. En die fout wat gemaak is 'n basiese onderrig. En sy solution wat om 30 jaar gevat het om te besef. Om dit te besef. En sy solution is dat ons moes eintlik vir al die onderwysers vir 2 jaar na 'n training camp toegestuur het om hulle op te lei, om ons kinders op te lei. Shock horror. So wat hy eintlik gesê het, ons moes skole vir 2 jaar gesluit het. Ja, hy het dit baie duidelik gesê en hy het gesê die kinders gaan rondhardloop en hulle gaan amok saai, maar dit gaan beter vir hulle wees as hulle dan oor 2 jaar terugkom en hulle gaan skool toe gaan dan. So ek meen eintlik wat hy ook dan gesê het is dat die onderwysers daar buite volgens hom is nie bekwam nie. Ja, dit was 'n groot belediging teenoor ons onderwysers. Ek meen ek is seker daar's 'n klomp onbekwame onderwysers. Ek dink in retrospek op my ouderdom, ek het altyd gedink van my onderwysers is onbekwaam. Eintlik was hulle baie bekwaam geweest. Ek was net baie moeilik. En ek is seker daar is onbekwame onderwysers, maar ek dink ook dit is weer eens die sisteem. Dis die sisteem wat nie werk nie en die sisteem word nie gewerk nie. Maar ja, ons is gewoond aan dit. Ja, die groen vir my is Matthys dat hy so agter die saak, so lank na die saak hierdie goeders agterkom. 30 jaar na die saak. Nou gaan hy, ekskuus, ek dink sy tweet het gesê we erred. No, you didn't err, you fucked up. Yeah. Big time. That's what you did. Ek ben dis soos hy wat in Johannesburg inry gaan, I'm so surprised. I'm so shocked. So shocked. I'm newly disappointed. It's a new emotion I'm feeling is disappointment over the state of Johannesburg. So oor 30 jaar is Cyril seker oor sy 100 en dan gaan hy dalk geskok wees oor en sê dat hy 'n fout gemaak met die hele situasie tussen Suid-Afrika en Amerika. So kom ons wag 30 jaar om te hoor wat dink hy regtig. Kom ons kyk of hy ergens 'n sense of urgency ontwikkel. Saam met sy disappointment, shock en surprise. A sense of urgency and action. Jimmel, dit sal nou nice wees. Imagine that. Hoorie maar action, jy sê daar gebeur goed is by Eskom. Ja, wel 'n klein deeltjie van Eskom en Khayelitsha in Kaapstad, Matthys. Nou weer eens, dit lei so mooi in op die sense of action. So dele van Khayelitsha in Kaapstad
het Eskom hulle dienste gesuspend as gevolg van hulle werkers wat nie meer in hierdie areas kan ingaan nie, want hulle word so aangeval deur die gemeenskapslede. Hulle karre word gehijack, hulle word rot en kaal gesteel, dat Eskom het nou hulle dienste heeltemal gesuspend. Maar weet jy wat is maar die ergste deel van hierdie storie? In die dele wat hulle kon red, was dit die gemeenskapslede wat opgestaan het en gesê het, ons sal hierdie Eskom werkers in eskort en ons sal hulle veilig hou. Die gemeenskapslede, waar is die polisie? Waar is wet en orde? Hoekom word hierdie toegelaat? Jy weet, hierdie mense moet 'n muur opgesluit word, omdat hulle dit is 'n menseregte transgression vir my. Jy val hierdie Eskom karretjie aan, jy weerhou mense van basiese behoeftes. Ek ons almal weet hoekom hulle die karretjies aanval, want hulle het almal obviously illegal connections en so aan, wat dan gaan jy weet, van kant gemaak gaan word. Maar dit moet vir my 'n prioriteit wees om hierdie goeders op te los, om hierdie mense, bring hulle almal saam. Jy weet, Matthys, die laaste ruk sien ek ook, en dis dalk hoekom ek ook van nuus en social media af bly. Jy weet, dit is 'n simpel video wat nou in my kop opkom. Ek kyk nou eendag 'n video in 'n skool, ek weet nie waar die skool is nie. Waar en die ou wat die video post sê toe, nee, my niggie-kind is in hierdie skool. En sy praat elke dag van hierdie goed wat hier aangaan, en hy het dit nie geglo nie. Tot hy die video gesien het, van hierdie boelies wat net absoluut hand uitruk, en dit is geweld en onmin in daai skool heeldag. Dis heeltyd 'n geboelie, we beat up this one, ons bliksem daai een, en jy moet nou maar, dis soos 'n tronk, Matthys, daai kinders moet 'n gang join in daai skool om te kan survive. As hulle nie 'n gang join nie, word hulle gebliksem heeldag. Jy weet, en dit, saam met die mense wat Eskom aanval, ek voel net ons moet begin, ek weet nie, sterker reëls instel en hierdie mense tot taak bring, en hulle in die publiek shame, en hulle net dissiplineer in die publiek. En hulle so absoluut verneder, dat hierdie ding moet ophou, dit moet fucking ophou. Maar is omdat daar nie leierskap is nie, Matthys, dan begin hierdie goeders gebeur. Ons sê mos altyd kakloop af, en dis presies wat gebeur. Presies. En dit is ongelukkig, die situasie waarin ons sit, is dat ons sien dat ons leiers van ons land, en ek gaan ook nie eers sê dit is net die leiers van die land nie, ek meen daar's ewen groot besigheidsleiers en dit wat wegkom met moord, letterlik moord en ander dade ook. So why should I? En ek dink dit is die groot probleem waarmee ons sit in Suid-Afrika. Ja, en al die autoriteite waarvoor ons belasting betaal om ons te beskerm is nie daar nie, en dit is hoekom gemeenskappe begin opstaan, selfs hierdie in Khayelitsha. Dis maar dieselfde as mense kritiseer AfriForum, omdat hulle opstaan, omdat hulle goed bou, omdat hulle gras sny, omdat hulle gemors optel, omdat hulle universiteite bou. Hier is dieselfde ding, dalk op 'n kleiner, dis 'n gemeenskap in Khayelitsha wat nou dit in hulle eie hande vat om vir hulle self dienste te kry. So hou op AfriForum kritiseer. Hierdie gebeur in alle gemeenskappe. Ja. En dit is maar die toekoms van ons land, en ons gaan dit moet face. Ons gaan hierdie dinge in ons eie hande moet begin neem en beheer self van dit begin oor moet neem. En die probleem is as jy wil begin beheer oorneem, ek kyk nou maar net in die area wat ek bly, is daar nou 'n gemeenskapsgroep wat begin saamwerk om dinge self te begin doen in die gemeenskap, om die buurt en die area te uplift. Maar die hoeveelheid red tape wat dit vir my blyk, waardeur jy moet klim en die moet spring en oor moet kom, net om dit te mag doen, is alreeds 'n groot probleem. En ek onthou 'n ruk terug toe ons gepraat het met iemand van die moedprojek, kan nou vertel. Ja, ek onthou daai, hulle het 'n amazing projek. Wat hy gesê het van die hoeveelheid obstacles daar eintlik is om dit te kan doen. En ons gaan dit moet doen, maar ewen dit is moeilik. Maar anyways, maybe is ek net nie 'n goeie by vandag nie. Ek is actually nie 'n goeie by vandag nie. Let's just be honest. Ek is glad nie 'n goeie by nie. Ek is self 'n redelike kak by, maar anyway. So ek dink dan sommer op daai noot, kom ons, let's call it quits. Volgende week is ons terug en dan is ons albei in 'n baie ons hoop jy is in 'n baie beter by as wat ons is. So ons hoop nie ons is 'n party pooper vir jou gewees waar jy nou op die stadium geluister het, maar dankie dat jy geluister het. Onthou om te deel en te share, en volgende week is ons terug met nog geklets.
Kyk, toe ek nog jong was, my ouma het altyd gesê, raai net vir my weer, ja, ek hoor ek dit mense sê. Soms hoor ek maar net, ek almal nie.